Dag sy vriende, baie welkom by nog 'n episode van die Tetelesta hier bediening. En my naam is Louis. Soos julle weet, is ons tans besig, of het ons net begin met 'n studiereeks oor dood, maar steeds giftig, wat handel oor die reuse, oor die Goliat in jou lewe, soos vrees en verwerping, wat jou daarvan weerhou om verder en te groei geestelik en fisies in jou lewe. Nou vriende, dan vandag begin ons met hierdie eerste reus, en dit is die reus van vrees. Nou, hierdie is 'n baie bekende en gewilde struikelblok in baie mense se lewens, en dit is die oorsaak dat baie mense dan in die beraader se kantoor opeindig vir of narratiewe berading of vir kognitiewe berading, afhangende van hoe ver hierdie reus in hulle lewens ontwikkel het. So, kom ons neem die skrif op en ons lees 'n skrifgedeelte en dan daarna gaan kyk ons wat ons kan doen om hierdie reus van vrees in ons lewens te laat val. En die skrifgedeelte kom uit Jesaja 43 en ek lees vers 1 en vers 2. Maar nou so sê die Here, jou skepper o Jakob en jou vormeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. En as jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlamme sal jou nie brand nie. Nou, vriende, wanneer ons dan nou kyk na hierdie verhaal, of hierdie verhaal van Dawid en Goliat in die Bybel lees, dan sien ons in 1 Samuel 17 vers 11, dat die Israeliete het hier voor Goliat gestaan, hulle het geskrik, hulle was werklik waar bang vir hierdie reus, want Goliat het elke dag begin en het elke dag geëindig met 'n klomp beledigings en jy weet hierdie beledigings en al hierdie verkleinering het op die einde van die dag 'n negatiewe effek op die Israeliete gehad. Hulle het begin glo dat ten spyte van hulle beste pogings, dat daar dan werklik waar iets ongewens met hulle sou gebeur. Hulle was bang vir 'n nederlaag. Nou, dit is dan ook die basiese definisie van vrees, is hierdie oortuiging dat daar iets daar buite is, wat negatief is, wat oor jou pad gaan kom, en wat jy niks aan kan doen, iets wat jy nie kan stop nie. Nou, hierdie vrees, vriende, kom met verskillende maniere en manifest in jou lewe, deur angstigheid, deur senuweeagtigheid, bekommernis, stres. Daar's nog baie maniere hoe dit kan manifesteer in jou lewe, en dan kom dit ook natuurlik uit verskeie bronne van die lewe uit. Miskien ervaar jy vrees as gevolg van die omgewing waar jy groot geword het. Jou familie het dalk geglo dat die lewe jy weet, 'n groot bedreiging is, en dat hierdie bedreiging eintlik glad nie gaan verdwyn nie, en as gevolg daarvan het vrees in jou lewe gemanifesteer. So op grond daarvan glo jy nou dat op enige stadium van jou lewe daar iets slegs met jou gaan gebeur, en jy glo dat dit regtig gaan gebeur. Miskien ervaar jy vrees as gevolg van jou eie pogings om foute van jou verlede te probeer wegsteek. Jy het dalk iets gedoen waaroor jy skaam is, en nou is jy bang, dit kom uit, jy het hierdie vrees ontwikkel, dat dit sou uitkom en mense daarvan te hore sal kom. Hierdie reus van vrees kry dan vaste plek in jou lewe, en dit begin om jou heeltemal te domineer. Dit kan jou heeltemal afbreek, en dit kan God se glorie in jou lewe verminder. Dit kan ook aan jou lewe kou, en dit vat hierdie gevoel van selfversekering, van selfvertroue, vat dit uit jou lewe uitweg. Dit laat dit verdwyn. Dit beroof jou van slaap, dit verblind jou geestelik en fisies. En weet jy wat, dit kan selfs jou lof aan God steel. Jou lof aan God laat verdwyn. Vrees, my vriend, is 'n meedoenlose reus, en ek en jy moet sonder twyfel hierdie reus laat val deur die krag van Jesus Christus. Nou, die oplossing om hierdie reus van vrees aan te vat, lê nie in determinasie nie, maar dit lê in jou geloof in Jesus Christus. Dit gaan nie so seer daarom om te sê, vrees, gaan weg nie, maar eerder om te sê, ek vertrou op Jesus Christus,
En ek weet dat hy groter is as hierdie vrees in my lewe en dat hy dit reeds oorwin het. In Romeine 10 vers 17 sê Paulus die volgende: die geloof kom dus deur die prediking wat ons hoor, en die prediking wat ons hoor is in die verkondiging van Jesus Christus. Vriende, wanneer jy God sien en hoor in en deur sy woord, dan oortuig hierdie woord jou. Die woord laat jou besef dat God groter is as hierdie reus in jou lewe, dat God hom reeds oorwin het. Dit bou dan jou geloof op, en jou geloof word dan weer op sy beer die klip wat hierdie reus van vrees in jou lewe laat val. So vriende, identifiseer dan vandag die oorsprong van jou vrese en plaas dit in die hande van Jesus Christus. Herinner jouself dan dat by God is enigiets moontlik volgens Matteus 19:26 en dat hy in staat is om hierdie reus van vrees in jou lewe te laat oorkom. Onthou ook dat Jesus beloof het dat hy altyd met jou sal wees volgens Hebreërs 13:5. Noem dan hierdie dinge wat jou in die aandslapelose nagte gee op die naam. Noem hulle op die naam en gee hulle oor aan die een wat beloof het om vir jou te sorg volgens 1 Petrus 5 vers 7. Vul jou mond met lof vir God, omdat jy weet dat omdat jy God se mag gesien het, omdat jy sy liefde vir jou erken en omdat jy weet dat hy altyd sal deurkom vir jou. Vriende, God se genade sal jou nooit in die steek laat nie. Dit is altyd by jou en dit lees ons in Klaagliedere 3 vers 20. Hierdie paragraafie is alles skriftuurlike goed wat jou help om van hierdie vrees in jou lewe ontslae te raak. Soos jy dan nou hierdie goeders toepas in jou lewe, selfs al verdwyn die oorsaak van vrees nie dadelik nie, sal jy ten minste hierdie vrees aktief verwys na die plek waar dit hoort, en dit is in die hande van Jesus Christus. Vriende, ek wil vir jou los met 'n paar vrae, en ek wil hê jy moet hierdie vrae gebruik in 'n selfstudie of in 'n studie saam met jou vriende, saam met jou familie, om te kyk hoe jy hierdie reus van vrees in jou lewe kan laat val. Nou, vriende, die teenoorgestelde van vrees is nie moed nie, maar dit is geloof. Nou, wat behels geloof in Jesus wanneer jy te staan kom teen hierdie reus van vrees? Wat behels dit vir jou, hierdie geloof in Jesus Christus, né? En wat het jy dan nodig om te glo, en wat moet jy anders doen in jou lewe om hierdie reus te laat val? Dan ook, wat help jou, wat oortuig jou daarvan, dat God groter is as jou vrees, as hierdie reus in jou lewe, en wat oortuig jou daarvan dat God reeds hierdie vrees oorwin het? Dit maak nou nie saak wat dit is nie, né? Wat oortuig jou daarvan dat God dit reeds oorwin het, en dat hy groter is as dit? En dan laastens, vriende, wat 'n rol speel lofprysing en aanbidding? En lofprysing en aanbidding is een van die belangrikste aspekte, een van die belangrikste komponente van geloof. Wat 'n rol speel dit in die hantering van vrees in jou lewe? En hoekom dink jy is dit so belangrik vir jou in jou persoonlike lewe? Vriende, ek glo en ek vertrou dat hierdie studie jou werklik waar sal help om hierdie vrees, hierdie oorsake van hierdie vrees in jou lewe te identifiseer, en jou dan sal help om hierdie reus, hierdie Goliat te laat val. Kom, ons sluit ons oë en ons bid saam. Hemelse Vader, Vader, dankie Here dat ek kan weet dat U my lief het. Here, dat U reeds in die kruis gesterf het en reeds hierdie reus, hierdie Goliat oorwin het. Here, help my om te verstaan, Here, wat veroorsaak hierdie vrese in my lewe, Here, en help my dan, gee my hierdie wysheid, Here, hierdie krag, deur die woord en deur die leiding van U Heilige Gees, Here, om hierdie reus, hierdie Goliat wat voor my staan, wat hulle vrees nie meer, te laat val, sodat ek kan vry wees daarvan, Here. Vader, ek loof U en ek prys U in die naam van Jesus Christus, Here, want aan U kom toe al die lof en al die eer in Jesus se kosbare naam. Dankie, Here. Amen. Dankie vriende dat julle ingeskakel het. Bly ook ingeskakel met die volgende video's wat kom rondom hierdie reeks dood, maar steeds giftig. Geseënde dag vir